and all that he has done. For who can match his kindness, and who can count his words? Oh, let our praise continue till evening draws in close. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give him thanks and praise, for his heart is overflowing with love for us, and his mercy we can never contain. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give him thanks and praise, for his heart is overflowing with love for us, and his mercy we can never contain. Glory, honor, wisdom, power, and strength to our Savior, Jesus, worthy of all praise. Oh, glory, honor, wisdom, power, and strength to our Savior, Jesus, worthy of all praise. Oh, glory, honor, wisdom, power, and strength to our Savior, Jesus, worthy of all praise. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give him thanks and praise, for his heart is overflowing with love for us, and his mercy we can never contain. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give him thanks and praise, for his heart is overflowing with love for us, and his mercy we can never contain. It is right to give him thanks and praise. It is right to give him thanks and praise. Goeiemôre, baie welkom almal vanmôre. Glo dit of nie, dit is die 1 Desember. So dis nou daai tyd waarna almal sê nog so lank, en nou is dit hier. Okay, so dit is 'n wonderlike tyd wat die Here vir ons as sy kinders gee, 'n tyd om te ontspan, 'n tyd om te rus, tyd om te verkoop te word, om weer ons kragte op te bou vir weer nog 'n jaar, nog 'n geleentheid, nog 'n tyd wat God ons gee om hierdie lewe te kan lewe en te kan doen wat hy ons geroep het om te doen en om sy naam te verheerlik. Prys die Here vir hierdie dag. Kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Vader, dankie vir u wonderlike liefde. Dankie vir vandag. Dankie vir u getrouheid, goedheid en guns in 'n jaar wat verby is, vol opwinding en vreugde, maar ook met sy uitdagings en sy teëspoed. Dankie dat u 'n getroue God is. Dankie dat u ons lei, rig en dat u ons bring tot op die plek van vandag. Ek loof u daarvoor. Seën asseblief hierdie diens. Maak ons harte oop en ontvanklik en bedien ons met u wonderlike woord. Bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Goed, so vanmôre wil ek bietjie gesels oor dankbaarheid wat rus bring. Ja, dit is die einde van die jaar. En dit is 'n tyd van rus. Ek weet daar seker nou maar 'n paar ouens wat nie gaan rus nie, maar dit is tog 'n tyd van dis Kerstyd en ons is almal by ons families en goed. So dis 'n tyd van verandering. En meeste mense in hierdie tyd kan daarom so 'n dag of 2, 3 afvat. En ek wil vandag gesels daaroor dat ons het nodig om te rus. Ons moet rus, dis baie belangrik en ons moet deurgaans rus deur ons lewe. Maar ek praat van 'n spesifieke tyd, hierdie tyd van die jaar wat 'n ou miskien spesiaal tyd afvat, tyd saam met jou familie het en tyd saam met jouself kan spandeer. Ek wil begin vanmôre deur vir ons hierdie skrifgie voor te lees. Dit is Psalm 16 vers 34, Psalm 16
vers 34. Oh, give thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. David sê hier vir ons dat give thanks to the Lord, wees dankbaar teenoor die Here. En ek wil vir 'n paar oomblikke net 'n bietjie oor dankbaarheid gesels. Dankbaarheid tot ons Vader reflekteer ons gesindheid en die toestand van ons harte teenoor hom. Dis moeilik om dankbaar teenoor iemand te wees as jy vir die persoon kwaad is. Dis moeilik om dankbaar te wees as jou verhouding nie lekker is. Dis moeilik om daai dankbaarheid te hê en uit te spreek. En so dankbaarheid is 'n ontsettende belangrike aspek van ons Christelike lewe in die gesondheid om ons verhouding met God gesond te hou. So dankbaarheid is baie belangrik. Gratitude is the heart foundation of authentic worship. Om regtig die Here te aanbid, om hom te groot te maak, om te vereer, sy naam groot te maak, om op te lig met 'n skoon hart, is dankbaarheid daai basiese fundament. Dit maak dit authentic, real, dit maak dat dit eg is. En so dit is so belangrik. Jy kan vir jouself dink. Dawid gee vir ons 2 redes hoekom hy dankbaar is uit hierdie versie uit. En ons gaan kyk na die eerste een. Hy sê dat omdat God 'n goeie God is, omdat hy goed is, die goedheid van God. Ek gaan net weer daai versie lees. Hy sê, give thanks to the Lord, for he is good. God is goed. Ek gaan ons kan almal sê amen. God is goed. Daar's soveel plekke en dinge wat God vir ons doen, waardeur hy ons lei en waardeur hy ons help. Maar wat is die goedheid van God? En ek wil vir ons nog 'n versie lees, Psalm 145 vers 9. Dit sê, the Lord is good to all. He has compassion on all he has made. Die Here is goed. Hy's goed vir almal. God se goedheid het nie perke nie. God se goedheid raak nie op nie. Okay. God se goedheid is baie meer as om ons gebedslysie af te tik. Okay, ons het nou 10 goed gevra, ons het 10 goed gekry byvoorbeeld. Dis baie groter as om ons gebedsversoeke te beantwoord. En alhoewel dit verskriklik belangrik is en dit is noodsaaklik en is deel van ons elke dag Christen lewe, is dit nie die goedheid van God alleen nie. Dis maar so 'n klein stukkie van die goedheid van God. Hy doen veel meer as wat ons kan dink of vra in Efesiërs 2 vers 20. Baie meer, more than we can even think or ask, is he able to do. God is groot en hy doen dit ook. Die realiteit is dat ons dit nie altyd weet nie. Ons besef dit nie. Ons is nie bewus van 'n magdom goed wat God vir ons doen, wat uit sy goedheid uit voortvloei nie. Ekskuus tog net myself. Hy's groter en hy doen baie meer as wat ons in ons menslikheid van bewus is. Die onsienlike, die onbewuste, die goed waarvan ons nie weet nie. Dit strek ver verby die fisiese, die materiële, die aardse, die behoeftes en ons versoeke. God se genade is groot. Sy goedheid is massief. Hy doen vir ons dinge wat ons nie weet nie. Hy weerhou ons van gevare. Hy maak deure oop wat ons nie eens geweet het toe was nie. Hy gee ons lewe. Die hele lewe is 'n refleksie van die teenwoordigheid van God. Hy gee ons gesondheid. Hy gee vir ons guns. En die ding is, ons kan hierdie goed noem, maar waar in my lewe is God se guns? Die realiteit is, ouens, ons weet dit nie. Ek dink nie ons besef 'n baie klein porsie van die goedheid van God in ons lewe nie. Dit is nie daar. As ek daar kom, is dit klaar daar. Dit laat my dink aan daai versie wat sê, cast your burdens upon Jesus, for he cares for you. Die woord cares beteken, he goes ahead of you to make provision for you. Hy gaan voor jou uit en hy maak reeds voorsiening vir jou. En ek en jy daag net op 'n plek in ons lewe en dinge is soos dit is en ons dink, dis maar hoe dit is. Nee, dis nie hoe dit is nie. Dis die goedheid van God. Dit is God wat aktief betrokke dag vir dag, oomblik vir oomblik in jou lewe is. En hy gaan voor jou uit en hy maak jou pad gelyk. En dit is die goed waarvoor ons moet dankbaar wees. Dis die goed wat ons moet besef van die grootheid van God, want dit bring 'n gees, 'n gesindheid van dankbaarheid vir ons.
In sy goedheid laat hy alles ten goeie meewerk. Hoe amazing is dit, Romeine 8:28. Sy goedheid laat hy alles ten goeie meewerk, vir die wat hom liefhet en na sy voorneme geroep is. God werk in ons guns. Weer eens wil ek sê, ons weet dit nie. Ons het nie die kapasiteit om agter die skerms te kan sien wat God vir ons doen nie. Maar wanneer dit kom by die plek van dankbaar wees, is dit nodig. Is dit nodig dat ons dit weet, dat hy 'n pad vir ons maak waar daar nie 'n pad is nie, 'n rivier in die woestyn, dat wat ook al vir die mense onmoontlik is vir hom moontlik. En dit praat nie van gebedsversoeke nie. Dit praat van die amazing goedheid van God. Dankbaarheid begin met 'n gedagte, met denke, met meditasie, amper sê ek medikasie, met meditasie, om redes te kry om dankbaar te wees. In Psalm 1 sê die woord, mediteer op sy woord dag en nag. Nou, ons het nodig om te mediteer, ons het nodig om die gedagtes van dankbaarheid, van wat God vir my gedoen het, in die uur van my donkerte, in die uur van my swaar kry, in die uur van my menslike onmoontlikheid, is daar 'n magdom van goed om voor dankbaar te wees. En wat dankbaarheid doen, dit verander my hart. Dit kom in my hart en dit doen vir my dinge in my hart wat ongelooflik belangrik is. Okay, ons moet aktief onsself herinner aan die oorwinnings in uitdaging en die tye van vrede en vreugde, want dit is ook daar. Dankie Here dat ons nou 'n tyd van rus kan ingaan. Dankie vir 'n tyd wat ons met ons familie kan wees. Dankie vir ons kinders, ensovoorts. Dankie vir die voorregte, dankie vir gesondheid en al die goeders. Boonbehalwe dan nou natuurlik die amazing bonatuurlike goed wat God vir ons doen. Kom ek sê so, angs, vrees, ongeloof, twyfel, onsekerheid, hoogmoed en nou hoop ander goed, wat die vyand gebruik om God se kinders af te trek, om vir hulle te sê, dit gaan nie werk, jy is nie goed genoeg nie, om 'n lang storie kort te maak. Hierdie goed sukkel om te bestaan in die teenwoordigheid van dankbaarheid. Dis asof dankbaarheid en al hierdie negatiewe goed en aanvalle van die duiwel soos 'n positief en 'n negatief van 'n plus en 'n minus van 'n magneet is, hulle stoot, of nee, dieselfde is, hulle stoot mekaar af. Jy kan hulle nie by mekaar bring nie. Oomblik as jy dit los, dan skiet hulle uit mekaar uit. En dis hoe dankbaarheid is. Dankbaarheid verdryf angs en hartseer en pyn. Dit verdryf twyfel en onsekerheid. Maar hoor net mooi, 'n mens sit nie maar net sommer so en dan sit jy en dink en dan ewe skielik, ek is nou so dankbaar nie. Hoor net mooi, jy het nodig om jouself te herinner aan wie God is, aan wat hy is, aan wat hy doen. En verseker is daar 1000 goed om ons wat vir ons skree om te twyfel en om hartseer te wees en om ons moed te verloor. Maar die ander goed is daar, maar jy moet dit gaan haal. Jy moet jouself aktief motiveer en aktiveer om te gaan dink, wat het die Here vir my gedoen? Wat het in hierdie jaar gebeur? Ja, wie wat sê die duiwel? Ja, kyk net wat het hierdie jaar gebeur. A, B, C, D, E. En dan val 'n ou hier in 'n hengse gat in. Maar om te gaan kyk en te gaan dink wat God gedoen het. En as jy dit klaar als gedoen het wat vir ewig gaan vat, dan kan ons eers kom by die onsienlike, die onmoontlike, die pad waar daar nie 'n pad is nie. Dankie vir al die kere wat U deure vir my oopgemaak het, wat toe was, waarvan ek nie eens geweet het nie. Dankie dat U die gevaar van my afgeweer het. Hoeveel honderde kere waarvan ek nie weet nie. En dit bring dankbaarheid in ons harte in. Dankbaarheid kweek. In die teenwoordigheid van dankbaarheid groei sekere goed. Dit groei, dit floreer in die teenwoordigheid van dankbaarheid. Vertroue, hoop, deursettingsvermoë, nederigheid, afhanklikheid, om maar net 'n paar te noem. Hierdie goed groei in die teenwoordigheid van dankbaarheid waar ons gaan sit en ons laat toe dat God ons harte vul met sy wese, wie hy is, sy liefde en sy goedheid. Right. Dankbaarheid kom as ons, hoor mooi, be still and know that I am God. Ek wil gou vir jou hierdie stukkie gee. Hy sê eerstens be still. Met ander woorde, maak al die stemme van vrees en al die stemme wat met jou praat in hierdie wêreld, jy maak dit stil. Be still, dis 'n command, dis 'n bevel. Wees stil. Jy gaan nie maar net sommer van self sit en dan pop al hierdie dankbaarheid in jou hart op. Jy moet dit doen. Dis iets wat ons in geloof doen. Dis 'n gewerk van geloof.
Okay, so, be still, nommer 1. Hy sê vir ons, word stil. Maak stil die stemme wat jou kastei, wat jou pla, wat jou seermaak, wat jou bekommerd maak. Maak dit stil, nommer 1. Nommer 2, and know. So, dis nie net wees stil nie, en dan gebeur niks nie. Hy sê, wees stil en raak bewus van die feit dat God is. Be still and know that I am God. En herinner jouself en dink aan die wonderlike goed wat gebeur het en die wonderlike goed wat voor lê. God het 'n wonderlike plan vir ons lewe. Die tweede ding wat Dawid sê, hoekom ons dankbaar moet wees, is, en ek lees dit vir ons, because of the steadfast love of God. There is, okay, so, ekskuus, dan wil ek nog 'n versie net vir ons lees, en dit is, 1 Johannes, hoofstuk 4 vers 18, so belangrike vers, vir ons as God se kinders, ontsettend belangrik. Dit sê die volgende, there is no fear in love, but perfect love casts out all fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. Ouens, hierdie is so kosbare skrif, en dit is so fundamentele skrif vir ons, om in hierdie wêreld te kan aangaan, om te lewe, om ten spyte van aan te gaan en hoop te hê en ander te bedien, want ons is hier om disippels te maak, en ja, maar wat van my foute, wat van al my hang-ups en al my goed, die Here is groter as dit, en wat van die Here is groter as dit? Sy liefde, God is liefde, okay, so, Dawid sê tweedens vir ons, dit is in sy liefde, wat alle vrees verdwyn. Nou, weet julle ouens, vrees is nie noodwendig om net om bang te wees vir 'n slang, of vir een of ander ding wat jou gaan seermaak nie. Vrees is 'n aaklige ding, wat mense verlam, wat mense se geloof steel, wat mense se lewens vernietig, wat hulle depressief en moedeloos maak. Vrees vir die toekoms, vrees vir môre, vrees vir mense, vrees vir mislukking. Daar's soveel forme van vrees, en dis hoekom die woord op verskeie plekke sê die Here vir ons, moenie vrees nie. Fear not, for I am with you, ensovoorts, honderde versies waar die Here dit vir ons sê. En hoor mooi, wat sê God is die antwoord vir vrees. Hy sê, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Perfect love casts out fear. Ja, right. Sy liefde vir ons aktiveer deaktiveer die teenwoordigheid van vrees. En die teenoorgestelde van vrees is wat? Nie moed nie. Ja, moed is 'n aspek daarvan. Maar hoor mooi, die teenoorgestelde van vrees is geloof. Dis om God te glo, want vrees sê God is nie genoeg nie. Vrees sê God gaan jou nie help nie. Vrees sê God gaan jou vergeet. Maar geloof sê, ek ken die Here my God, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dis wat geloof sê. Ons het geloof, en sy getroue liefde as 'n anker vir ons siel op die reis van die lewe, met al sy uitdagings. Jy weet hoe is 'n skip in die see sonder 'n anker. As die wind waai en daar storms en hy het 'n anker, dan trek hy sy neus in die wind in en die boot lê veilig op daai anker en hy hou hom vas en hou hom stewig ten spyte van die storm. Maar ek wil vir jou ook so sê, 'n boot wat net in 'n hawe lê, daar's nie storms en goeters nie. Hy lê in die hawe, maar hy moet ook geanker wees. Hy moet aan die hawe vas wees of hy moet geanker wees. Anders dan gaan daai boot van self net so float, jy weet kyk aan sy daar aan die ander kant. So hy moet vas wees, hy moet geanker wees. En die anker van ons lewe is ons geloof wat in die liefde van God gesetel is. Ons het hierdie anker en daarom wanneer dinge moeilik is en ons hou vas aan die anker, is dit nie omdat ons ignoreer realiteit nie. Dis nie omdat ons skynheilig is nie. Dis nie omdat ons voorgee nie. Dis omdat ons vashou aan hierdie anker en ek hou vas. En vir ander mense kan ek dalk lyk of ek stabiel is. Dit lyk jy's nie hierdie ou lê mooi stil. Ja, dis net so 'n massive anker wat maak dat ons stil lê. En daai anker se naam is geloof, gesetel in die liefde van God. Okay. Right. Nou wil ek gesels oor nog 'n aspek van ons lewe. Ons het gesê dankbaarheid wat rus bring. So ek het al gesels oor dankbaarheid en hoe belangrik dit is. Dis die fasiliteerder. Dankbaarheid wat rus bring. Ek wil graag vir ons nog 'n versie lees en dit kom uit Hebreërs
hoofstuk 4 vers 10, dit sê, For he that has entered into my rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. In Hebreërs 4 hier sê die Here vir ons, daar's 'n rus vir jou, my kind, daar's vir jou 'n rus. Kom in hierdie rus in. Jy moet hierdie rus hê. Ek het jou gemaak, ek het jou geskape, sodat daar rus moet wees. Rus in jou siel, rus in jou gemoed, rus in jou liggaam, jou fisies. Jy het rus oral nodig, want dit is waar God ons restoreer. OK. Gaan sy rus binne. Hierdie is 'n spesiale tyd van rus. Rus vir die liggaam, die siel en die gees. God se rus, rus vir ons is in sy liefde gesetel. Hy is vir ons lief. En dan gaan hierdie stukkie in Hebreërs 4 en hy sê, beywer julle dan om sy rus in te gaan. Nou, dit het my altyd gepla. Hoe kan die Here sê beywer julle om te rus? As ek moeg is, dan gaan lê ek net, dan rus ek. Maar dit is nie hoe dit werk nie. Hy sê, beywer julle om sy rus in te gaan. Die Here het geweet, in hierdie wêreld gaan ons moeg raak, omdat ons nie altyd kan rus soos ons wil nie. Ons het massiewe verantwoordelikhede. Ons het besige programme. En as ons stil raak, as dit so is, dat jy wel stil raak, en jy gaan lê op jou bed, en jy slaap, raai wat, dan kom die vyand met bekommernis. Ja, maar wat gaan nou môre gebeur met daai ding? En sê nou maar daai ou doen nie wat hy gesê het nie, en sê nou dit. En weet wat, dan kom steel hy verder, hy is die aanklaer van die broers. Ek en jy gaan nou om te rus, ons gaan op vakansie, as ons terugkom is ons moer as wat ons weggegaan het. Ons moet leer om te rus, ons moet ons beywer, sê die woord, om in sy rus in te gaan. Dit beteken om rustig en kalm te raak. Dit beteken om ons sorge op Jesus te plaas, en ek gaan nou by 'n paar ander goed kom. Ek wil jou vandag bemoedig, en ek wil vir jou sê, moenie die tyd wat God jou gee, moenie die seisoen van rus wat God gee, moenie die omstandighede en die voorreg wat God ons gee om in 'n tyd te gaan van rus, moenie dit mis nie. Moenie nou weer hierdie vakansie so besig wees en soveel 1000 goed op jou kerfstok laai en wat ook al, dat jy nie tyd kry om rustig te raak, om te rus, om God se aangesig te soek, net om 'n bietjie weer duidelikheid, clarity in jou gees te kry, in jou hart te kry, om weer te kan aangaan. Want volgende jaar kom, ouens, hy is op pad. En as jy nie nou rus nie, wat gaan gebeur volgende jaar? As jy nie reg is en jy het nie gerus nie, dan Januarie kom met of sonder ons. Okay, so ek wil jou bemoedig en vir jou sê, jy mag rus, jy het dit verdien. Jy het hierdie jaar hard gewerk, jy het hierdie jaar jou deel gedoen. En ja, die pap het so nou en dan op die grond geval en dis deel van die lewe, dis okay. Solank ons verhouding met die Here hou en ons beywer om sy rus in te gaan, sodat ons met 'n skoon hart stil kan word en weet dat hy God is. Ok, ek wil vir ons nog 'n versie lees, en dit is in Psalm 4 vers 8. En dit sê 'n wonderlike boodskap vir ons. Dit sê, I will lie down and sleep in peace, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. You alone, O Lord, make me dwell in safety. Ja, hierdie is 'n kragtige skrif. Kom ons kyk net gou-gou 'n bietjie na dit. Hy sê, I will lie down, nommer 1. Dis 'n besluit, jy het nodig om te besluit om te gaan rus. En as ek sê rus, dan praat ek nie van, jy sit vir dae lank onder 'n boom en niks doen nie. Die woord sê, dat ons moet mediteer. Mediteer is 'n aktiwiteit. Jy sit en jy dink, gefokus aan sekere gedagtes. Jy dink aan die Here, jy herinner jouself. So dis nie net sit en niks doen nie, want sit en niks doen gaan jou nog moer maak as om in die Here te rus. So hy sê, I will lie down, dan sê hy and sleep. Dit beteken nie net lie down and sleep nie. Jy gaan nie dit reg kry nie. Jy moet by die Here kom, jy moet stil raak, jy moet rustig raak en dan kan jy slaap in vrede. God wil vir jou 'n vredevolle rus gee. God wil hê jy moet na hom toe kom en jy moet jou sorges, jou probleme, jou uitdagings, al daai goed wat jou slaap teewerk, al daai goed wat jou slaap verhinder, al daai goed wat soos 'n monster hier in die aand op jou kom afpak. I will lie down and sleep in peace. Ek wil nie nagmerries hê nie, jy wil nie
vir 10 minute slaap as jy vir 3 ure wakker nie. Daar is tye wat 'n mens wakker word nie aan want die Here wil met jou praat en dis so, maar dis nie sieldodend nie. Hierdie goed is sieldodend. Okay, so ek wil vir jou vandag bemoedig en sê, jy het 'n lang jaar gehad, jy het jou deel gedoen, jy was 'n kind van God en weet jy wat, ek weet, as ek dit nou sê, dan dink baie mense, ja, hierdie jaar wil ek nie oor en hierdie was 'n horrible jaar en so voort. Maar weet jy wat, ek weet dat in hierdie jaar het God deure vir jou oopgemaak. Ek weet in hierdie jaar het God jou beskerm en bewaar, hy het vir jou guns gegee. Anders was ons nie hier nie. Ek weet in hierdie jaar het jy opofferings gedoen. In hierdie jaar het jy jouself ingedoen sodat ander kan wen. En die Here is trots op jou. Die Here seën jou. Die Here wil jou sê, kom na my toe. As jy vermoeid en belas is. Hy wil sê, kom my geliefde kind, die een op wie ek trots is. God is trots op jou. En miskien dink jy, Jesus, hoe kan die Here op my trots wees? Hy is trots want jy is sy geliefde kind in wie hy 'n welbehae het. En ek wil jou bemoedig en vir jou sê, gun jouself. Okay? Gun jouself die voorreg om te rus, om rustig te raak, al is dit net vir 'n paar dae. Party ons gaan see toe, party ons gaan by familie kuier en als, wat jy ook al hierdie rustyd, hierdie vakansietyd doen dit in die teenwoordigheid van die Here. Laat regtig toe, laat die Here jou in hierdie jaar seën. Daar so 'n liedjie, wat ons, Wilna sê, sy het laasweek, het ons hom gespeel op die YouTube, dit sê, look at the birds, dit is Matteus 6 vers 26. Dit sê, look at the birds of the air, they neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his life? And if you can't do that, why be anxious? Met ander woorde, om jou te bekommer en om te dink dat as jy vir nagte lank wakker lê, dan gaan hierdie probleem oplos. Is nie waar nie. Want dit is God wat daai intrigue is en daai moeilike dinge in ons lewe. Dis hy wat weet, dis hy wat verstaan, dis hy wat weet waar is die deur toe sodat 'n ander een kan oopgaan. Dis hy wat die dinge bymekaar bring, dis hy wat ons pad gelyk maak. En ek wil jou vandag regtig bemoedig en vir jou sê, gun jouself die voorreg om hierdie vakansie rustig te raak, om jou balans terug in die Here te kry en om te weet dat as jy volgende jaar begin, volgende jaar gaan nie ewe skielik jou bankbalans anders wees en al jou verhoudings gaan perfek uitwerk en jou werk gaan 100% wees en jou gesondheid gaan 100%. Dis nie hoe dit is nie. Soos ons nou is, so gaan ons en volgende jaar kom. Maar weet jy wat, as jou hart reg is, as jou hart vol dankbaarheid teenoor God is, waarvoor ons nooit uit redes kan hardloop nie. Nooit, daar's die nooit ooit in die tyd van mens is daar 'n plek waar die mens uit redes kan hardloop om absoluut dankbaar te wees. Want dankbaarheid is op die goedheid van God en die liefde van God gebaseer. En 'n dankbare hart maak dit moontlik dat ons kan rus, dat ons sy rus kan ingaan en verfris en vars kan uitkom met nuwe hoop, nuwe moed, nuwe krag vir die nuwe jaar wat een van die dae hier gaan wees. Dat ons met opwinding uitsien en nie onsself iewers in 'n kas wil toesluit nie. Ek wil vir jou sê baie dankie vir elkeen se liefde, se vriendskap. Dankie vir almal se input in ons lewens. Dankie vir wat jy vir mense doen en wat jy vir ons doen. Mag die Here jou seën. Mag jy hierdie Kerstyd 'n vars nuwe opwinding in jou hart kry vir wie jou Vader is. Dat hy jou liefhet en omgee en 'n wonderlike plan vir jou lewe het. Die Here seën almal, die Here seën jou en wees met jou. Hy stort sy gees op jou uit. Hy stort sy rus en sy vrede op jou uit. Gaan hierdie seisoen in die wonderlike vrede van die Here. Kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u wonderlike liefde, getrouheid en goedheid. Dankie dat ons die getuies is wat in hierdie jaar kan sê amen. God is goed. Amen. God seën. God doen die onmoontlike, die ondenkbare. Dit wat vir die mens nie beskore is om te verstaan nie, is u 100% in beheer van. Dankie Vader.
Ek loof en prys U naam. Ek bid dat U met elke persoon in hierdie Kerstyd sal wees. Dat U hulle sal seën, sal bewaar en beskerm. Dat U vir hulle vrede en vreugde en verfriste harte sal gee om weer te kan terugkom in die nuwe jaar en U met volheid te kan dien. Ek prys U vir U goedheid, Vader. Ek eer U en aanbid U in Jesus se wonderlike naam. Amen. Prys die Here, gaan in sy vrede en hê 'n awesome dag en geniet julle vakansie. Amen. When all foundations have been shaken, when I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking, you still reign and you're still God. And when it feels all hope is fading, the heavy questions hit so hard, and though my soul may feel forsaken, you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart, and this one truth will be my story. You still reign and you're still God. I will declare that you are with me, though voices whisper that you're not. You'll never leave me nor forsake me, 'cause you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart, and this one truth will be my story, that you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart, and this one truth will be my story, that you still reign and you're still God. I know you reign and you're still God. And when my enemies surround me, I'll trust the victory of your cross and fix my eyes upon